So op die Vrydag 21ste Maart 2025 nuusbrokkies in Afrikaans. As jy die kanaal wil ondersteun, kan jy vir ons 'n koffie koop. Daar is 'n link onder in die description. Ek het al voorheen gesê dat YouTube gee vir ons niks vir ons video's nie. So ondersteun ons op so 'n manier, dan kan ons vir julle 'n bietjie beter inligting gee en 'n bietjie meer video's hier van die plaas af. So die EMPD het die R21 toegemaak hierdie week. Hulle het 'n bietjie gestraik. Met staatsvoertuie het hulle die R21 toegemaak vir 'n goeie klompie ure. Mense het hulle vlugte gemis, mense was laat vir werk gewees. Dit omdat hulle ongelukkig is oor 'n 5.5% increase. Nou dit is 'n bietjie meer as wat die normale mens kry wat daar buite werk. So ek weet nie regtig waar hulle mou nie, want jy weet die ouens as hulle jou aftrek, dan soek hulle mos 'n R200 vorm by jou, of hulle soek daai dingetjie, lekker drink dingetjie, want dit is mos gewoonlik baie warm as hulle jou aftrek. President Ramaphosa was 'n besige knaap hierdie week gewees. Ek gaan vir julle na die nuusbrokkies 'n video speel van hom. So hy het hierdie week hy gesê dat hy wil die skole toemaak vir 2 jaar sodat hy die onderwysers kan leer hoe om skool te gee. Hy wil hulle re-educate. Nou kyk, as jy luister en lees wat die parlementêre members of ons kaders skryf op tweet, kan jy definitief sien dat die 30% kom deur. So dalk is dit nie so 'n kak idee nie. En dan die ander ding wat meneer Ramaphosa aangevang het, is hy het die Climate Act geteken. So julle weet dat in Europa val hulle die boere verskriklik aan, want die boere se beeste en se skape is verantwoordelik vir global warming. Wat 'n klomp kak. Kan jy dit glo? Wat 'n klomp kak. So hulle wil hierdie act ook in Suid-Afrika waarmaak, deur jou te belas vir 'n klomp goeders en seker te maak dat jy bietjie minder diere aanhou. So daai Climate Act kom ook na Suid-Afrika toe, geskryf definitief deur die elites van Davos, want glo my, ek dink nie Ramaphosa kan die kak self uitdink nie. So dit is in wet ingeteken hierdie week ook. Internasionale nuus. Julle het almal gesien dat arme Elon Musk, almal brand sy Teslas en hulle spruitpyn die goeters. En ek dink actually doen die ou baie goed vir Amerika, en nou staan hierdie liberale linkse klomp poepvreters brand nou die Teslas in spruitpyn hulle. Ek weet nie wat hulle probeer bereik nie, maar in elke geval. Interessante storie, Cape Independence. Ek weet nie of julle die agtergrond ken van Cape Independence nie, maar hulle wou op 'n stadium 'n referendum uitbring, en toe het hulle met die DA gepraat om die referendum uit te bring, sodat Kaapenare kan besluit of hulle die Kaap wil afstig of nie. Toe die Cape Independence reg was om die referendum te begin doen, toe sê die DA, wow, ons wil asseblief tog net deel bly van die reënboognasie. Ons wil nie afstig nie. So Cape Independence het hulle tassies gepak, hulle is op pad Washington toe. Nou ek sien die EFF en die ANC skree op Twitter of op X oor die besoek van die Cape Independence om die saak te gaan stel. Dis 'n relatiewe goeie saak, ek moet sê. Dalk skep dit vir ons 'n bietjie meer blootstelling, sodat ons as boervolk bietjie ons eie stukkie grond kan kry. En dan vandag is Sharpeville dag. Sharpeville dag, Human Rights Day, as ek nie verkeerd is nie. Sharpeville dag. So nou gaan hulle weer toe en te kere gaan sies tog die arme mense. Daar is soveel van hulle doodgeskiet. Dit is verskriklik, maar as jy tog agter die waarheid van dit kom en jy gaan lees 'n bietjie geskiedenis, sal jy verstaan dat hulle dit actually op hulle self gebring. Dit is so aangehits deur die ANC. Hulle het letterlik toegelaat dat hulle eie mense doodgeskiet is. Maar in elke geval, South African Prepper hierso, manne, like, share en subscribe, en God seën vir julle. Lekker naweek. Close all schools maybe for 2 years. A good friend of mine is laughing because she has heard me talk about this. Close all schools for 2 years, take the educators, take them to re-education centers and have them
re-educated so that they are ready to now teach the children properly. Yes, the children would have run around in streets without any education for 2 years, but that would have gained us a lot of time to be able to reform our education at an early stage.